Dankie onse Vader vir hierdie wonderlike geleentheid om U weer op die Sabbatdag te kan aanbid. Dankie ook vir die samesyn vandag, nie net hier nie, maar van die kinders reg oor die wêreld waar hulle saamkom om hulle knie te buig voor die groote God Jehova. Ons loof U. Amen. Die opdrag om die hele wêreld te evangeliseer was enorm, maar die Here se boodskappers was moedig in die stryd. Die wegspring met hierdie opdrag het momentum gekry na 1798, toe die donker middeleeue tot 'n einde gekom het. Geesvervulde predikers het nou na vore getree en die wederkoms met krag verkondig. Manne soos William Miller het die wêreld aan die brand gesteek met sy eindtyd boodskappe. Vanaf tussen 1832 en 1844 het hy 3200 lesings van die wederkoms aangebied. En dit is asof die hele wêreld wakker geword het. Om stiekkrag te gee aan hierdie stoomroller prediking is 2 Bybelgenootskappe ook daai tyd in die lewe geroep. In Brittanje in 1814, let op na die datums, en in Amerika 1816, Bybelgenootskappe. En nou kon almal 'n Bybel besit. Hierdie gebeure was alles die aanloop na nog groter wonderwerke om die wêreld te evangeliseer. Nou kom ons spring in tyd tot hier in ons dag. Die Sewende Dag Adventiste Kerk was 'n baanbreker, amper die baanbreker, om die evangelie deur middel van satellietuitsendings oor die wêreld uit te saai. En vandag bedryf ons kerk talle TV-uitsendingsstasies oor die hele wêreld. Clash of Minds, die TV-uitsending deur professor Walter Veit en Martin Smith, word deur miljoene mense oor die aarde gevolg. En hier vanaf die Kaap word ook gebeeldsaai. Ons eie homebase se satellietuitsending strek oor die hele Afrika tot in die buiteland in Australië. Selfs op gemeentelike vlak word kerkdienste op 'n Sabbat in Suid-Afrika gebeeldsaai of gestream, en so kan miljoene mense oor die aarde by duisende gemeentes oor die wêreld op 'n Sabbat na die Adventboodskap luister. En hier in Suid-Afrika en in Namibië is tientalle radiostasies ook, waar die Adventboodskap uitsaai. Adventist World Radio saai dag en nag die 3 engele boodskap uit in meer as 100 tale. Adventist World Radio se Godpot, weet nie of julle hom al gesien het al, hierdie dingetjie. Dis 'n solar audio player en dit werk met sonkrag sowel as met elektrisiteit. So baie mense oor die aarde wat nie toegang het tot elektrisiteit nie, gebruik hierdie toestelletjie met sonkrag. Good day, friend. A very warm welcome to this very special discussion series on the Book of Revelation. These exciting studies on the Book of Revelation is being broadcast to yourself. Ja, ek kan ook praat. So hierdie dingetjie het hulle versprei oor die wêreld en veral hier in Afrika. Selfs die Boesmans hier in
die Kalahari en oral waar hulle elektrisiteit het nie, het hulle hierdie dingetjie. Nou kom my vraag, kan die mensdom in ons leeftyd met die moderne tegnologie bereik word? Ja, dis moontlik. Leraar Jerry Page, hy is die ministerial secretary van die General Conference, hy vertel dat toe hy verskeie Afrika state besoek het, het hy hulle gevra, as die Amerikaanse president van Amerika in 'n sluipmoord sou sterf, hoe lank sal dit vir julle neem vir elke inwoner in Afrika om die nuus te hoor? En hulle het geantwoord, al binne 1 dag of 2 dae, dan sal ons dit weet. Hy het hierdie selfde vraag gevra aan baie groepe waar hy oor die wêreld heen gereis het, en almal het saamgestem dat met so 'n groot gebeurtenis hulle dit binnekort of binne 'n kort rukkie sal hoor. Julle onthou toe COVID-19 pandemie uitgebreek het, was die hele ganse wêreld onmiddellik daarvan bewus. Dit was op almal se lippe. Dit was asof die hele wêreld tot stilstand gekom het. Dus kan die Here maklik met 1 of 2 wonderwerke of gebeurtenisse die hele wêreld se aandag vestig op die 3 engele boodskap, en dan in 'n baie kort tydjie kan die wederkoms plaasvind. Openbaring hoofstuk 14 beskryf 3 engele wat met die boodskap deur die lug vlieg. Nou is dit nie merkwaardig dat deur klank en deur radiogolwe die 3 engele boodskap ook vandag deur die lug vlieg deur middel van die televisie en die radio-uitsendings nie. Die kerk het 22 miljoen lidmate wat ook gebruik maak van die tegnologiese sosiale media kanale om die mensdom te evangeliseer. Almal besit vandag selfone waarop die Bybel elektronies beskikbaar is. Lidmaat betrokkenheid speel steeds 'n kragtige en 'n aktiewe rol om die boodskap te versprei. Daarom moet jy jou lig laat skyn in die plekkie waar Jesus jou geplaas het. Moenie jou invloed of jou voorbeeld onderskat nie, want familie en vriende en bure en kennisse hou jou dop. En dit is wat jy gesê het in die Sabbatskoolstudie vanmôre. They watch you. Deur jou lewenswyse en beginsels neem mense tog kennis van die waarheid al sê jy niks. Jy sal verbaas wees hoeveel mense alles van jou af weet en waarvoor jy staan. My bure weet ek is 'n 7de dag Adventiste predikant, alhoewel ek my nie self aan hulle so voorgestel het nie. Hulle weet ek is 'n sabbathouer, want elke sabbatmôre dan sien hulle ons kerk toe gaan. Hulle het onlangs 'n straatbraai gehad wat ek bygewoon het, of ons bygewoon het, en daar het hulle selfs kennis geneem van 7de dag Adventiste se ete en drinke. Nie dat ek het gepreek het daai aand nie, maar hulle het my dopgehou en hulle het belangstellend uitgevra, en ek het vir hulle geantwoord dat Adventiste glo dat as jy nie vleis eet nie,
dan is jou kanse beter om hemel toe te gaan. Hoekom lag? Hoekom lag julle? Nee, ek het nie dit geantwoord nie. Kamera, neem jy kennis, ek het dit nie geantwoord nie. Nee, ek het vir hulle gesê, ek het dit teen die doodmaak van diere. Onlangs het een van my buurmanne nogal trots vir my gesê, hy is ook nou 'n vegetariër. Nou die interessante ding is ook, dat 'n bekende en 'n prominente kerkgenootskap my onlangs 'n betrekking aangebied het as 'n predikant. Ek vra hulle toe nou, hoe weet julle van my? Hulle sê toe vir my, dat hulle kerklidmate en hulle kerkraadslede het by geleentheid my publieke dienste bygewoon, wat ek in sale hier in die Kaap aangebied het, maar sê hulle, as ook die kere dat ek in hulle gemeentes gesing het. Nou dit was die tyd toe ek my nog verbeel het ek kan sing. Nou waarom vertel ek julle van my persoonlike ervarings? Dis om jou aan te moedig om voort te gaan met jou voorbeeldige lewe en jou invloed so te laat geld, want op jou stille manier is jy tog 'n sterk getuienis ten gunste van die waarheid. Hou daarmee vol. Jy maak 'n baie belangrike bydrae om Christus se koninkryk te verbreek. Met ons. En tog het die Christelike kerk van destyds die hele wêreld met die evangelie bereik deur die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster. Kerke is tot stand gebring reg deur die hele Judea, Samaria, Galilea en die Mediterrane gebied. En deur die instaatstelling van die Heilige Gees het die disippels in enkele kort jare die evangelie aan die hele bekende wêreld van destyds verkondig het. Selfs die inwoners van Thessalonika, wat gekant was teen die evangelie, het ontsteld uitgeroep. Die mense wat die hele wêreld in beroering gebring het, hulle is nou hier in ons stad. En Paulus het in sy dag gesê, die evangelie is verkondig aan die ganse mensdom onder die hemel. Nou hoe het die apostoliese kerk die wêreld met die evangelie bereik? Deur die vroeë reëns. Hoe sal ons die wêreld bereik? Deur die late reëns. Die vroeë en die late reëns beteken dat dit gaan gedoen word deur die instaatstelling van die Heilige Gees. As daar een ding is, nou moet jy mooi luister wat ek nou gaan sê. As daar een ding is wat ons mense mismoedig maak, dan is dit die groot fout om ons wêreldkerk se lidmaatskap van 22 miljoen te vergelyk met die wêreld se 8 biljoen bevolking. Hierdie statistiek laat adventiste moedeloos sug. 22 miljoen teenoor 8 biljoen is nie haalbaar nie.
Die opdrag kan nie uitgevoer word nie, sug ons. Maar skep moed. Die skrif sê nie dat die einde sal kom wanneer ons die wêreld se 8 biljoen mense sewende dag Adventiste gemaak het nie. Het jy daai ingehoor? Kan ek dit weer sê? Die Bybel sê nie dat die einde sal kom wanneer ons die wêreld se 8 biljoen mense sewende dag Adventiste sal maak nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Nee, ons taak is om die 3 engele boodskap aan die wêreld se 8 biljoen mense te verkondig. As 'n getuienis, voeg die Bybel by. Wat die moderne of wat die mensdom dan daarmee sal maak, is 'n persoonlike saak. Ons kan hulle nie dwing om die boodskap te aanvaar nie. Maar as hulle gunstig reageer en dit aanvaar, dan doop ons hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en so word hulle lidmate van die oorblyfsel kerk. Ons hoef nie die mensdom te oortuig nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Ons moet net die boodskap verkondig. Moenie jou vaskyk aan die resultate nie. Kyk na die getuienis wat gelewer word. Nou, julle gemeente hier is ook 'n gemeente wat baie ingestel is op evangelisasie. En julle het al baie gedoen al, het ek so verneem. En dit lyk asof daar niks gebeur nie. Moenie jou vaskyk aan die resultate nie. Kyk na die getuienisse wat julle gelewer het. Let weer op na Jesus se opdrag. In Matteus 24 vers 14, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Die nuwe vertaling sê, die evangelie sal verkondig word sodat al die nasies die getuienis kan hoor. 'n Engelse vertaling sê, the good news of the kingdom must be preached around the world for a witness and the end will come. Nou, vra ek vir die derde maal weer hierdie vraag. Is dit moontlik om die hele wêreld in ons leeftyd met die boodskap te bereik? Die antwoord is 'n besliste ja. Tans kan die Sewende Dag Adventiste Kerk se satellietuitsendings en die radiostasies die 3 engele boodskap na feitelik elke land in die wêreld uitsaai. Daarom is dit moontlik om in ons leeftyd hierdie evangelie van die koninkryk aan die hele wêreld te verkondig en die einde in ons leeftyd kan aanbreek. Kan dit gebeur? Dis besig om te gebeur. Hoor wat sê Openbaring 14 vers 6, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan elke volksstaat, nasie en taal en stamme. Hier sê Johannes in hierdie skrif, ek het gesien dat die boodskap al die nasies, stamme, tale en volke sal bereik. Jesus het bevestig dat die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld. Nou dit kan alles vermag word, dit kan alles gebeur deur die kragtige uitstorting van die Heilige Gees.
Die apostels en die lidmate in die 1ste eeu het die hele wêreld gewaarsku. William Miller en die adventpredikers in 1844 het die hele wêreld gewaarsku. As dit wat met Pinkster en in 1844 gebeur is, 'n voorbeeld is van wat God kan doen, dan kan hy die res van die wêreld oornag in ons tyd vir die evangelie laat oopgaan. Ek sê weer, kyk wat het gebeur met COVID-19. Ewe skielik het die wêreld tot stilstand gekom en die hele wêreld was bewus gewees van COVID-19. Die gebeure met Pinkster en wat gebeur het in 1844 is voorbeelde van wat die Here oornag kan doen en ons gaan verstom staan. Jy weet, ons het soms 'n persepsie van hoe gebeure moet plaasvind. Nommer 1, dit gaan so, en dan nommer 2, en dan ons gaan verbaas wees hoe die Here dinge tot 'n einde gaan bring. Nie altyd soos ons dit presies verwag het nie. Vriende, luister wat sê ek. Ons gaan nie die werk op aarde voltooi nie. Maar die Here gaan dit doen. Die skrif bevestig dat dit nie deur menslike inspanning gedoen gaan word nie. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Ons lees in die Bybel, is dit nou 12? Dis jou skuld, jy het die storie te lank vertel. Sal ek maar stop? Nou waar was ek nou gewees? Ons lees in die Bybel dat 'n geweldige groot leer, 'n army van die Amoriete en die Moabiete teen die stam van Juda oorlog verklaar het. En menslik gesproke Juda het nie 'n kans gestaan teen hierdie oormag van hierdie vyande nie. Maar die Here het Juda gerusgestel. Ons lees dit in Kronieke. Hoor wat sê die Here vir Juda. Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte van Ammoniete en Moabiete nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Hoor julle van daai? Die Here spreek ons vandag aan. Moenie julle vaskyk in 8 biljoen mense op die aarde nie, want hierdie taak is nie julle saak nie, dit is God se taak. Toe God vir Gideon gestuur het om Israel van die Midianiete te verlos, het die Here vir Gideon gesê, ek kan nie vir jou die oorwinning gee oor die Midianiete nie, want jy het te veel manskappe by jou. Want Israel gaan spog en hulle gaan sê, ons het self die oorwinning behaal. Dus het 22.000 man huis toe gegaan en Gideon het gesit met net 300 manne teen hierdie oormag, maar hulle die Midianiete oorwin. Die Here gebruik ons, maar die Here is nie afhanklik van ons nie. Moenie skrik vir die wêreldbevolking van 8 biljoen mense nie, want die stryd is nie ons saak nie, dit is die saak van God. Nou vriende, hoe naby is ons aan die wederkoms van Jesus? Die laaste profesie, tydprofesie het in 1844
tot 'n einde geloop, met ander woorde 180 jaar gelede. Die 1844 boodskap is 'n spesiale boodskap gewees vir 'n spesiale tyd. Nou luister wat sê ek. Die 3 engele boodskap bevat 2 elemente wat alleenlik na 1844 verkondig kon word, naamlik die oordeel en dat die 7de dag die Sabbat van die Here onse God is. Die apostels en die hervormers kon nie hierdie 2 waarhede in hulle dag verkondig het nie. Dit kon net na 1844 deur die laaste kerk verkondig word, en vriende, dit dui nogmals aan dat ons by die sluitingstyd is van hierdie wêreld. Nou het Ellen White se voorspelling vir my waar geword dat 1000 mense gaan op een dag nog gedoop word. Ek kon my destyds dit nie insien nie. Maar dis hierdie jaar weer op 'n dramatiese wyse vervul in Papua New Guinea. Toe nie net 1000 mense nie, maar duisende mense op een dag gedoop is. Julle het seker al die ontwikkeling van 'n nuwe woonbuurt dopgehou. Dit is ons eintlik net eers 'n ruwe kaal stuk grond met net bossies. Maar op 'n dag sien julle swaar masjinerie is aan die werkskaf en erwe word uitgesteek en slote word gegrawe vir water en die rioolstelsel en jy sien lamppale word geplant. En soos die werk vorder, is hierdie woonbuurt snags pikdonker. En dan sien jy op 'n dag hier kom 'n vragmotor met 'n huiskraan aan, stop by elke lamppaal en installeer gloeilampe. En dan daardie nag word daardie straatligte vir die eerste keer aangeskakel en daardie hele woonbuurt is verlig. So is dit ook ons taak nou voor die wederkoms van Jesus om gloeilampe te installeer. Ons sit net gloeilampe in vir die fale. En dit is al wat die Here van ons vra. En dan wanneer ons dit die minste verwag, skakel die Here Jesus Christus daardie ligte aan en sien daar, die hele wêreld word verlig. Die Bybel sê so, ek lees daar in Openbaring, in hoofstuk 18 vers 1, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal met groot mag en die aarde is verlig deur die heerlikheid van die Here. Die gloeilampe brand almal. Dis 'n mooi storie, né? Al die stede en al die eilande en al die afgesonderde plasies en al die inboorlingsstamme in die diepste woude, ja, elke stam en taal en volk en nasie gaan daar die midderlike, nagtelike geroep hoor. Daar kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. En dan is dit die einde. Prys die Here. Want ons bid nou dat die liefde van God, onze hemelse Vader, en die genade van onze Here Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees,
sy met u vandag en môre. Ja, en tot in daardie dag, wanneer ons Jesus sal sien kom. Dit bid ons amen en